sieraad, o Israël, op je hoogtes lê dit verslaan. Hoe het die helde geval? Vertel nie in gat, verkondig dit nie op die strate van Askelon nie, sodat die dogters van die Filistyne hulle nie verheug, die dogters van die onbesnedenis nie jubel nie. Berge van Gilboa, mag op julle geen dou en geen reën en geen velde van offergaves wees nie. Want daar is die skuld van die helde weggegooi. Die skuld van Saul, sonder dat dit met olie gesalf is. Sonder die bloed van die gesneuweldes. Sonder die vet van die helde het die boog van Jonathan nie agteruit gewyk en die swaard van Saul nie leeg teruggekeer nie. Saul en Jonathan, die bemindes en lieflikes, is in hulle lewe en in hulle dood nie geskeie nie. Vinniger as arende was hulle, sterker as leeu's. Dogters van Israël, ween oor Saul, wat julle weelderig bekleed met skarlaken, wat goue versiersels aangebring het op julle gelaat. Hoe het die helde geval diep in die geveg. Jonathan lê verslaan op jou hoogtes. Ek is benoud oor jou ontwil, my broer Jonathan. Jy was vir my baie lieflik. Jou liefde was vir my wonderliker as die liefde van vroue. Hoe het die helde geval en die oorlogswapens verlore gegaan? Daniel Johannes Stefanus Tronk, gebore 9 Mei 1872 op Tulbag. Hy word onderwyser, aanvanklik in die Vrystaat. Later prokureur op Kreersdorp. Hy is bekend vir die vloeiende Engels wat hy praat, maar hy bly 'n vurige patriot wat geen diskriminasie teen die Afrikaner volk duld nie, soos 'n sekere meneer Moneypenny, redakteur van De Star op 'n dag moes uitvind. Kort voor die Tweede Vryheidsoorlog sluit hy hom by die weermag aan en stig die bekende wielrydersrapportgangerskorps, 'n gedigte spannetjie fietsryers. Die wielryers het gou bewys dat 'n fiets in sekere situasies baie beter benut kan word as 'n perd. En gedurende die eerste jaar van die oorlog word hy 'n legende. Dani Tronk, was verkend. Waarna? Kaptein Tron, wielryerskorps, so ver as generaal de Wetselaar. Omtrent 'n myl aan, net om uw koffie, kaptein. Dankie. Kan net paniek veroorsaak en die burgers se moed is gebreek. Engelse breek oral deur. Hier, Ja, oral. generaal Botha net nie. Dit help nie om verskonings te soek nie, man. Philip Botha sê teenoor was te haastig. Hulle poging was mislukking. Teenoor 'n stuk of 100 man gevange geneem en Cronje het tog presies waar hy was. Hulle wat dit beteken as Cronje nie daar kan uitkom nie. 4000 boere, mans, vrouens en kinders tot oorgawe gedwing. Ons moet hom maar uitkry voordat te laat is. Dit dringend 15.000 Engelse rondom. Stel nie belang Robert se kolonne nie, man. Getal het tot dusver nie geplan nie. Generaal, Ja, kaptein Tron is die man uit aangekom. sê maar wil hom sien. Ons sal môre weer beraadslaag, here. Dis die kaptein daar. Dankie. Non kaptein. Du Plessis. Bly te kenne. Generaal de Wet wil u graag spreek. Naam sê nie. Non. Vermaak is van. Wat is daar op die jet? Generaal, Ah, kaptein. Welkom by ons. dankie generaal. Sit. Hulle dan maar goed hier, generaal. Met ons, ja.
gehoor van generaal Cronje se benadering. Ja, jy moet die gaste nou oorgee nie. Koffie. Dankie. Maar generaal het seker 'n plan. Ja, ek het 'n plan om hom daar weer uit te kry, maar jy sê maar sommer drink ons nog nie seker kon kry nie. Maar kommunikasie is ons probleem ook sien. Daar lank al sukkel ons met die leeugrawe, as kan nie deurkom nie. Maar kan generaal dan nie iemand stuur met 'n boodskap nie? Nee, wat sê nee. Anders is die linie so dig om Cronje saamgetrek as kars en muis as hulle deurkom. My is nie altyd 'n man nie, generaal. Met generaal se toestemming. Ek sal graag wil probeer. Jy sien kans om 'n boodskap na Cronje te deurneem. Ja, generaal. Wie wat dit behels. Cronje se mense lê hier vasgekeer. Op die walle van die Modderrivier. By Paardeberg. Gaan glo ellendig daar. Roberts glo al losgebrand, grof geskit op die mense. Ek wist nie van die vrouens en kinders van daar aan die kampus nie. Ek het daarvan gehoor, generaal. Ja, die Engelse is oral. Ek weet nie hoe iemand anders kan deurkom nie. Ek sal probeer, generaal. Môre aan. Goed, kaptein. Môre. Dankie, generaal. Danny. Is jy getroud? Nee, generaal. Nee. Nee, generaal. Dag, generaal. Dag, sien. Maar Kappie neem ten minste iemand saam. Een man staan er baie beter kans om deur te kom, Jan. Ja, maar hoekom moet jy gaan? Stuur iemand anders. As die Engelse jou vang, is die hele korps na sy maai. Weet jy hoeveel Engelse is daar? Paar duisend. Kappie, ek verstaan jou nie. Jy laat eens 'n klomp Engelse invoetering. Jy weet jy staan geen kans nie. Die tart mos nou die noodlot. Die tart. Net toes. Na die slag van Paardeberg op 18 Maart het Cronje bly hoop dat hulp sou opdaag, maar die Engelse wou klaarspeel. Baie van Cronje se burgers is gevang en talle het reeds oorgegee. Daarom moes Tron met sy mondelinge boodskap by die laar uitkom. Mondeling, sodat daar niks aan hom gekry kon word as die kakies hom sou vang nie. Die Engelse het geen sentrale laar gehad nie. In hulle duisendtalle was hulle versprei reg rondom die gebied. Twee van Tron se manskappe het hom laatmiddag tot naby die linies vergesel, sy fiets teruggeneem en hy was op sy eie. Die middag word die terrein deeglik verken. Die waagstuk wat hy wou aanpak getakseer. En toe kon hy maar net wag vir die donker. Soos die gebruik daardie jare was, is gevegte teen sononder gestaak. Party soldate kon gaan rus en ontspan. Ander moes sorg dat die kordon ondeurdringbaar bly. Niemand van buite moes met Cronje kontak maak nie. Tron se grootste probleem was die kampvuurlinies. Sover sy oog kon sien was daar vure, met wagte wat kruis en dwars daartussen marcheer het. Linie na linie na linie. Die wagposte het die Engelse linies haas ondeurdringbaar gemaak. Soos Tron later in 'n verslag sê, die wagte was so wat 10 tree uitmekaar. Ek sou dus moes kruip, op hande en knieë. Om deur te kom het onmoontlik gelyk. Maar soos dit later in sy lewe gebleik het,
was die onmoontlike, die doodsgevaarlike, juist die dinge wat Ron getrek het. Sonder om verder te aarzel, het hy dus begin met sy deurtog. Die eerste in 'n reeks waagstukke wat van hom 'n legende sou maak. Raise the alarm. You did, my boy. You didn't see me. You understand? Carry on. Come on, move on. Dwars deur die nag het Ron soos 'n skim tussen die vyand deur beweeg en letterlik kilometers afgelê. Gesluip, geswem, aan 'n 4-voet geloop. Soos hy later aan 'n vriend vertel het, my hande en knieë was rooi van die blare, want dit was stukkend van die dorings en skerp klippe waaroor ek honderde tree ver moes kruip. Totaal uitgeput, gun hy hom slegs 'n kort ruskansie, voordat hy vroegoggend die laaste skof na die geteisterde laar aflê. Cannon number 1, fire! Met sonop hervat die Engels hulle aanval op Cronje se laag. Number 1, fire! Fire! Die toestand was haglik. Onbewust
bewus van die sowat 50 of 60 vroue en kinders in die laar, het Roberts die boeremag amper 'n week lank van alle kante af laat bombardeer. Mense het weggekruip in slote, gate, onder die walle van die rivier, wat vol was na ewige reën gedurende die nag. Cannon number 5, fire! Terugskiet kon er nie meer nie. Met al die kanonne verwoes, was die Britse stellings buite bereik van Mauserkoels. In sy verslag aan president Kruger beskryf Tron die toestande wat hy aangedryf het. Daar is sowat 25 mense dood en 50 gewond. Kos om te eet bestaan omtrent nie meer. Er is hartverskeurend om te sien hoe mense wat betreklik lig gewond is, vergaan weens gebrek aan sorg. Dooie pere lê by hulle honderde hier rond. Dit besmet alles en die slegte reuk is byna ondraaglik. Daar was geen veglus meer nie. Die mense het geword soos lewende dooies. Uitbreek. Is onmoontlik. Generaal sit hier met meer as 4000 burgers. As julle in die Engelse hande val, sal dit 'n groot slag wees. Sien ek wat wil oorgee in die ou seun. My arme mens, kyk net hoe lyk dit. Ons kan nie eers ons dooies begrawe nie. Ons sal hoeveel dae wat ons hier sit vasgekeer. Elke dag onder die koels en die bomme. Die kos meer, die water is besmet. Die generaal moet uitbreek. Generaal de Wet sal die Engelse aandag aflei en hulle besig hou. Ek weet nie, as jy aan my offisiere praat omtrent al almal van oorgie. Raak ons die bevel. Velgee? Hoe kan ek my velgee as my hele krygsgraad teen my is? Ek kan ook nie blameer nie. Kyk hoe lyk daai arme vrouens en kinders. Generaal self. Die generaal oor die plan. Kan werk. Moet net werk. Dis 'n ander keuse. Maar ek gaan kyk of ek met hulle kan praat en oortuig. Dis vandag moet wees. Nag. Ons tyd is min. Die riviere is nog propvol na al hierin. Môre nag dan. My bes probeer. Nag oorbly. Nee, generaal, ek moet terug. Generaal de Wet verwag my.
Gedurende die dag beweeg Tron tussen die mense deur. Probeer hulle moed inpraat. Probeer hulle oortuig dat hulle moed uitroep. Maar niemand wil eers meer luister nie. En die nag moet hy terug. Weer deur die linies, weer op sy knieë. 'n Baie gehavende Tron kom terug by die wet se laar, sy een been so beseer dat hy daarna nie sonder hulp op 'n werk kon kom nie. As hulle net in hulle koppe kan kry dat het al uit weg is. Het sal nie maklik wees nie, generaal. Die mense se moed is verbreek. Hulle wil nie meer veg nie. Ja, as Cronje net weer sy kommandant aan sy kant kan kry. Ja, wag maar. Ek sal die verkenners my op hoogte hou. Wanneer daar 'n beweging is, klim ons in. Kijk uitgeput is, ja. Dat je mag gaan schoonmaken, moet je gaan rusten. Danny. Ik is trots op jou. Als min mannen wat ze kon recht krijgen, die je recht krijgt. Dank je, generaal. Staan met dit lig geword voordat Philip Botha sy stellings kon bereik. Anders sê die Tennyson was te haastig, vroeg aangejaag. Hoor ek al sê ons maar wag, hoop Cronje ons aanbod aanvaar, ons kan in elk geval help. Nou, kaptein, gaat het al beter? Oh ja, generaal, dit gaan allemaal weer aan. Je kent de heer Walmrans, hij is van de uitvoerende raad. Oh ja, ons het al ontmoet. Ek moet jou geluk wens met jou stukkie werk na Cronje toe, kaptein. Ek kan jou verseker ons Transvaalers is trots op jou. Dankie. Juist naar aanleiding daarvan, generaal, wat ik een voorstel wil doen. Ja, dat is goed. Ik heb Vrystaat gekomen met die idee om een speciale korps te stichten. Een kinderskorps, een groepje uitgezochte mannen. Speciaal opgeleid en goed toegerust. Wat bereid is om ter enige tijd achter die vijandelijke linies te gaan spioneren. Als lang al zo'n korps gehad het, waar die ogen en die oren van die generaals kon wezen, dan zou de Engelsen niet zo ver die Vrystaat binnengedringen zijn. Dan zou generaal Cronje waarschijnlijk niet vastgekeerd zijn. Ek dink dit is 'n uitstekende idee. Nou gaan we plan, ja. Ik ga morgen terug Transvaal toe, heer Walmrans. Ik heb invloed bij die president. Het is niet nodig om te wachten tot dan nie, kaptein. Ek sal môre telegrafeer. Dank u. Ja. Goeienacht, kaptein. Rustig, generaal, beiden. Ja, meneer man, zeker die vergaat het, hè? Het is mos wat ek vroeg. As jy 'n kort sit. En ons moet sorg.
Kom julle van generaal Cronje af? Ja, generaal. Waar het venter dan? My seun Rolof. Ek het net kom. Ja, hoe het julle deurgekom? Wat gaan aan? Ons hoor daar lank niks van julle nie. Generaal Cronje het oorgegee, generaal. Voor eergister al, Dinsdag was ek vroeg. Geloof en ek het nie gate weggekryp tot gisterand. Versorglik, sal later die storie hoor. Cronje se mense het inderdaad geen ander keuse gehad nie. Totale moedverlorenheid het geheers. Op Majuba-dag word amper 4000 burgers krijgsgevangenis. Net die verwoeste laar het agtergebly. En toe die rivier afgeloop het, getuienis van 'n laaste poging tot bravade. Duisende patrone wat in die water gegooi is om te verhoed dat dit in Engelse hande val. Cronje se oorgawe. Een van die swartste dae in die oorlog. Ek is jammer, Oceaan, jou moeite was te vergeefs. Dat zijn mensen geweest, generaal. En dat is gedaan. Hulle wou nie meer weg nie. Ja, maar het kon gewerk het, ek kon laai kry. Ja, ek weet, generaal sou kon. In elk geval, Robert sal nou vir 'n paar dae stil wees. Ons moet reorganiseer, versterkingsaanvraag. Loops, jou korps is toe goedgekeur. Rapport het vanmorgen van president Kruger teruggekom. Jou rang sal min of meer gelijk staan aan die van 'n veldkornet, sodat jy op 'n krygsraad kan sit. Daar is 'n paar heliografiste tot jou beskikking gestel word. Vir elke Transvaalse burger wat jy in die korps opneem, kan jy 2 perde aankoop en die krygskommissaris sal jou voorsien van alles wat jy wil hê. Het sal bekend staan as die TVK, Tron Verkenningskorps. Dank u, generaal. Wat gaan nou maak met die wielreiskorps? Wel, Koos Justus sal oorneem, generaal. Hy het die korps self stig. Is goed so. Nou, jou sien onthou ons taak is nou veel moeiliker hoor. En jou manne moet die Engelse maar optree so ver as julle kan. Maar onthou is het goeie leiers nodig. Nie jouself onnodig in gevaar stel. Die Tron Verkenningskorps, wat gou bekend staan as die TVK, begin lewe kry. Saam met sy neef Jan Tron en Bani Enslin soek Tron die lede vir sy korps uit. Geharde manne wat bereid moes wees om onder moeilike omstandighede amper voortdurend in die veld te leef, altyd waaksaam, altyd gereed vir aksie. Primitief soos die korps was, lê hulle die basis van 'n nuwe soort oorlogvoering, guerrillas. Dani Tron was amper 'n genadeloose leier. Met 'n eysterhand het hy sy korps regeer, maar tog regverdig en goed vir sy manne. Eintlik was hy 'n alleenloper, 'n enigma, maar in die tyd meng hy teen sy aard in vrylik met die mense. Hy lei deur altyd eerste te wees om gevaar te trotseer. Nooit laat hy 'n geleentheid verbygaan om die kakies te molesteer nie. Kapie!
De voorraadkolon Engelse. Lijkt my so pad Kimberley toe, nee, so 'n paar waans, 400 man en so 'n paar kanonne. Benewens verkenningswerk raak die DVK al groter vliegendies al vir die Engelse. Getrou aan sy geaardheid, streef Tron na groter en groter uitdagings, groter gevaar. Om patrollies te molesteer is nie meer genoeg nie. Die DVK is mans genoeg vir 'n hele kolonne Engelse. In elk geval in Kimberley gaan soek het. Beweegbaarheid was die wagwoord van die DVK. Opgedeel in klein groepies was hulle oral. Altyd op die hoogte van die vyand se bewegings. Altyd bereid om tot aksie oor te gaan. Maar die Engelse oormag was te groot. Na Cronje se oorgawe het 'n soort paniek in die boeremagte kom sit. Al meer het kommandos begin terugval. Hey, los die kanon, man! Die Engelsen nog niet kom! Opstaan, kerels, opstaan! Opstaan! De Engelsen nog niet kom! Kom! Hey, man! Los die kanon! Wat gaan hier aan, man? Anders parkeer die Engelsen nog niet kom! Verwacht! Jullie kunnen die kanon hier los, zo lang genoeg gezegd om de Engels af te nemen. John, breng ik verder en sleep die kanon top toe. Selfs de wet het besef hy sal sy laar moet verskuif. Vir Dani Tron met sy voortvarende geaardheid het die besluit heeltemal dwars in die krop gesteek. Dis dood eenvoudig lafhartigheid, generaal, soos 'n klomp klein seentjies wat geskrik het. Die manne is verslae, kaptein. Hierdie besigheid in Cronje het hulle totaal gedemoraliseer. Dis Roberts ook nog op pad met 'n groot mag. Hulle is bang. Bang dieselfde ding gebeur as met Cronje gebeur het. Ons kan niks met lei terug nie. Ek was net so wel oorgee vir die Engelse, sy vat ons land. Ons is te bang om te beklei. Dani, ou seun. Ons moed mag miskien nou gebreek wees, maar dit sal regkom. Ons moet intussen terugval Abrahamskraal toe ek nog 'n draai in Bloemfontein gaan maak. Ek wil jy en jou korps moet agterbly en by die hoogte hou van Roberts se bewegings. Daar was niks wat die Engelse kon keer nie. Robert se magte was op pad om Bloemfontein te beset. Daar was niks wat die DVK kon doen behalwe bespied nie. Vanaf die omliggende heuvels moes hulle maar getroos kyk hoe die oormag voortdreun.
Op 13 Maart 1900 word Bloemfontein ingeneem, sonder dat 'n skoot geskiet is. President Steyn het betyds in Kroonstad se rigting gevlug. By die ou presidentsie in Bloemfontein word die Britse vlag gehys. Maar dit was nog nie die einde van die oorlog nie. Nie dadelik bewus van die nederlaag in Bloemfontein, veg die TVK verbete voort. 'n handjievol manne teen de duisende teenstanders kan egter nie veel skade aanrig nie, soos Tron tot sy frustrasie moes agterkom. Julle kan papbroeke! Toppie! Ek gaan nie alleen die oorlog by nie! Papbroeke! Bloemfontein is ingeneem, maar is amper nie eens 'n skoot geskiet. Duivels. En die boeremagte? Baie is huis toe. Generaal de Wet het selfs die commandants verlof gegee om rukkie plaas toe te gaan. Waar is die generaal? Hy gaan glo Kroonstad toe. President Steyn is daar. Dankie, ek kan mag afsaag. Wat nou, kapie? Wel, Bloemfontein en hulle hande het nou direk geskakel met die Transvaal vir hulle voorrade en troepe. Ons sal net iets daaromtrent moet doen. Jan, Henry, bly julle by die perde. Charles, bring hy dinamiet. Die res van julle sprei uit. Hou julle oë op. Reg, kapie. Ons sal nog my hoed ook. Wat af. Wat af. Steek maar aan, gee pad. Die verwoesting van die brug by Glen was die begin van sabotasiepogings wat nog lank sou duur in die Vrystaat en later ook in Transvaal. Die korps maak sy hoofkwartier op Brandfort. Tron kry by president Steyn magtiging om die hele gebied tot by Bloemfontein te verken, kakie-patrollies te molesteer en verraaiers aan die kaak te stel. Baie van die boere het begin voel dat die oorlog sinneloos was, dat dit net 'n kwessie van tyd was voordat die Engelse oorneem. Sommige mense het selfs begin hulp verdien aan die vyand, iets wat Tron met sy vurige patriotisme nie kon duld nie.
Naand, Tron, TVK. Bezig met de voorraadopname. Waar jy als in je lood sê. Nie veel nie. Nie veel is nie veel nie. So 20 of 30 sak meel. Hy lig, kappie. Daai loods is vol. Daar's omtrent 150 sakke meel alleen. Wie bære jy dit? Jou Engelse vriende. Julle mors julle tyd. Ons kon lankal al vrede gehad het. Die Engelse gaan tog oorneem. Hoekom gaan julle nie terug na julle plase waar julle hoort nie? Jou soort is in die naam Afrikaner werk nie. Jingo. Kappie. Bring die telegraaf saam, voordat die hele wêreld laat weet waar ons is. Jingo. Stadig maar seker sprei die onkeerbare Engelse net weier. Brandfort word ingeneem en die TVK moet uitwyk. Tron sluit weer aan by generaal De Wet met verdere ontstellende nuus. Antlik Kroonstad ek nou gevat. Ja, en hulle is besig om op te ruk Transvaal toe, generaal. Ja. Jy weet ou seun om te vlug is vir my moeilik. Maak my skaam. Wat kan ons anders doen? 12 keer soveel manne as ons. Ek het 'n sein gehad van Louis Botha. Hy wil hê ons moet terugkeer Transvaal toe. Met die TVK nodig. Julle sal die opmars nooit kan stuit nie. Ons kan daarom plaag, generaal. Ja. Julle het goeie werk vir ons gedoen, kaptein, ek wil dankie sê. Ek dink ons sal intussen terugval Heilbrand toe, na president Steyn toe en so tussen die Engelse en die flankbyt. Daar is nog oor genoeg van hulle hier, generaal. En hulle soek, generaal. Hoop maar hulle kry my nie te gou in die hande nie. Ons sien ons mekaar weer, generaal. Eendag. Laat het met jou goed gaan, ou seun. Ek moet nou die Engelse in die hande kry nie. Hoe ken generaal my? Niks kon inderdaad die Engelse opmars stuit nie. Tron se korps was maar 'n klein vliegie in die salf. Op 29 Mei 1900 wend die boeremagte onder generaal Delarey 'n dapper poging aan om die Britte by Doringkop net buite Johannesburg af te weer. Dit misluk. Johannesburg word op 31 Mei 1900 ingeneem. Pretoria 5 dae later. Die meeste mense het gedink die oorlog is verby. Min het hulle geweet dat die stryd nog 2 lange jare sou duur. Op 6 Junie 1900 is Dani Tron en sy verkennerskorps andermaal op pad na die Vrystaat. Die korps is intussen tot 300 vergroot. 'n Paar interessante nuwe gesigte het bygekom. 'n Paar Hollanders, Duitsers, Russe, 'n Ier, 'n Bulgaar, 'n Griek, 'n Turk en selfs 'n Arabier. Maar dat is recht, mag je dat allemaal? Ah, dat is het papier. Maar dat is dus water, meen je? Ga niet aan, kokkie. Je zegt meel is die kost niet. Oh, wees voor die man om het goud te maken, man. Je mengt het water. Wat is pappenresist, man? Ik kan het vreet hier, pap. Dit is pappenresist, man. Zet dit in de weg. Kappie, doe er wel eens ontzet. Doe er wel eens ontzet, ja. Kan ons wezen dat net weer die moed geven. Doe er wel eens ontzet, man.
'n Tyd om vrolik te wees het die manne deeglik benut, want die werklikheid, die oorlog, kon niemand wegredeneer nie. Kappie, is hulle hier in die kloof gekry. Hulle daar man geskiet. Jy moet na Boetkale se toe. Dis die ferry vandaan, hulle sal veilig wees daar. Goed so. Ja, dan kyk wat van staan aan die skuur hoor is. Soms was dit maar stil. Party van die manne het rusteloos geraak en wou graag huis toe. Op 'n dag is 5 Vrystaters vermis. Tron was woedend. Patrollies is gestuur en die drosters is gou aangekeer en moes leer wat dissipline is. Hulle kon net 3 kry, Kappie. Waar was julle? Doen net, ons ry net rond. Dis mors is tyd. Afvaarde, wag, Kappie. Wat hulle geweer in 'n bandeliers. En hulle perde. Hulle kan huis toe loop. As jy nie 'n bietjie daar van te dink, Kappie. Dis oorlog tussen my. Ja. Maar daar is mense wat kan verlang. Mense met vrouens en kinders. Oorlog is nie plek vir sentimente nie, Jan. Weet jy ooit wat dit is om te verlang, Kappie? Nou die manne opstaan. Ons moet aangaan. Kom. Die TVK was nooit vasverbonde aan 'n bepaalde kommando. Hulp is verleen waar hulp nodig was. Saam met kommandant Olivier beplan Tron en sy manne om 'n kolonne Engelse naby Lindley uit te wis. In klein groepies lê die TVK-manne oral in die randjies versprei, maar kommandant Olivier daag nie op nie en die dag eindig rampspoedig. Olivier is nie, wat gebeur nie? Ons kan terug, Dit was nie die eerste keer dat Dani Tron in die steek gelaat is nie. Ook nie die laaste nie. 17 man dood, gewond of gevang. Dit net omdat ons nie op een man kon vou trek. Dalk kon hy nie betyds mobiliseer nie, Kappie. Hy was net nie daar nie, Jan. Dis eenvoudig soos dit. Hy spul by Lindley weet ook nie wat hy wil hê nie. Kamikaze het die Engelse vasgekeer, ons net te bang om te beklei. Kan julle nie ompraat nie, Kappie? Werk die saamlik om sukkelaars nie. Dis 'n rapport, Kappie. Generaal de Wet het ons nodig. Die Engelse is besig om op te druk na Bethlehem toe. Kry die manne bymekaar. Laat hulle opsaal. Ons ry nog vandag. Opsaal, manne! Opsaal!
Elke mens met mense wat so tussen die kakies. Ja. Dag generaal. Dani Oceaan, welkom terug. President, dat is nou Dani Tron van wie ik je verteld heb. Dag kaptein. Dag president. Hoe lig je toen je maar voorspoedige tocht gehad? Een paar skermutselingen op pad, generaal. Vooral bij Blauwkop het amper slecht gegaan. Een paar van ons mannen lelijk verwond. Ja. Ja, je gaat het toch wel niet te goed niet. Het dorp is bij je Engelsgezind. Dat is van die mensen wat al gereed maken om die kakies te verwelkomen. Wanneer verwacht generaal alleen? Als ze vannacht nog oprukken, kan de morgen hier wees. Wat is die plan, generaal? Ik denk niet dat ze zo makkelijk met grof geskip op die dorp losbarsten. Er is te veel vrouwen en kinders van die sympathiseerders bij. Ik weet, jij moet je voetvolk wat invallen toemogen. Ik sluw flanke dek, haar met Platberg met infanterie. Ja, ik denk dat we sommer dadelijk vertrek. Geef die mannen kans om weer een slag ordentelijke kosten in je handen te krijgen, generaal. Ja, wat maak zo? Ons bij je verbinden. Dank je, generaal. Dag president. Dag kaptein. Merkwaardige man. Ja. Altijd op zoek naar gevaar. Bijna roekeloos. Wat zou die man zoiets laten doen, Christian? Ik weet niet zo mooi niet, president. Man praat niet veel niet. Weet zijn nooit is kort voor die oorlog dood. Misschien iets daarmee te doen. Die mensen van Bethlehem was oortuig dat die Engelsen die dorp zonder moeite zou beset. En so mate dat die hotel-eienaar 'n feesmaal vir die kakies voorberei het. Maar hy het nie met die TVK se eetlus rekening gehou nie. Tron het altyd gesorg dat sy mense goed eet as die geleentheid daar was. Vandaar die TVK se bynaam, Kaptein Dik Eet en sy manne. Nog een? Mr. Tron. Mr. Tron? Mr. Tron, your men are eating all the food. When the English get back, there'll be nothing left. Kerels, meneer Dunstan hier sê ons moet eet. Sy spens is nog vol kos. Laat dit mannen leven. Morgen zal het niet gaan. Kan u nou even kursen? Alsjeblieft. Ik van mal worden. Kappie, doe lekker dame nog een beetje rijden. Wat zeg? Oké. Op in TVK. TVK. Soos beplan verdedig die TVK die volgende oggend die dorp. De Wet sou die Engelse opmars van die omliggende randjies probeer stut, maar weer is die oormag te groot. De Wet moet terugval en alleen kon die TVK nie die stryd volhou nie. Is bezig om terug te vallen. Daar is nog Engelse versterkers op pad. Ons het niet een kans niet. Als generaal de Wet! Hij is een natief nek. Ons moet hem daar krijgen. Flaks, staak vuur in de pad geven.
De wet retireer verder tot in die Witteberge naby Foriesborg. Die Britse magte het hom omsingel en die generaal het besef as hy en president Steyn gevang word, dit net 'n kwessie van tyd sou wees voordat almal oorgee. Wat is jou plan, Christian? President, ek sal hier moet uit. Noordwaarts. Hoeveel mense het generaal hier? Nou so iets oor die 2000, Dani. Dis waar jy sal moet help. Jy sal veral my agterhoede moet wees. My gedurig laat weet presies waar die Engels is. As hulle oë uitvee, moet ons net weg wees in die nag. Ek sal dadelik my seksies uitstuur, generaal. Dag, president. Goeiedag. Goeie man, Christian. Ja, president. Dit heb ik haastig soms. Terwyl die verkenningskorps 'n roete probeer vasstel het, is die laaste voorbereidings by die wetse kommando getref vir die nou historiese deurtog deur die Britse linies. Die konvooi het bestaan uit sowat 400 waans en 2000 burgers. Die sukses van die tog het grootliks afgehang van die TVK se verkenningsvermoë om de wet voortdurend op die hoogte te hou van Britse bewegings. Tron volg sy beproefde taktiek deur sy korps in groepies van 12 man uit te stuur. Deur sowat 750 meter van mekaar stelling in te neem, word die indruk geskep dat 'n uitgebreide veglinie van meer as 10 kilometer die konvooi beskerm. Verder vorm hulle 'n agterhoede en trek die kakies se aandag af met onverwagte aanvalle uit alle oorde. Tot na 1 uur die oggend van 16 Julie het die mag voortgetrek. Op die plaas Witklip word daar uiteindelik afgesaal en gerus. Maar vroegoggend word daar weer in die pad gevat. De wet en president Steyn moet nog verder noord, Transvaal. Tron en sy manne is voortdurend by om te verken en die wêreld vir die vyand moeilik te maak. Maar die Engels het agtergekom, generaal het deurgebreek. En het begin vol. Maak die wêreld vir hulle moeilik, as ons net oor die Transvaalse grens kan kom. Maar hulle sal van ons weet. Hands up!
Die gevaar was nog lank nie verby nie. Britse kolonnes was steeds warm op de Wet se spoor. Steeds verder noord. En die dae word Danitron bevorder tot kommandant. Maar vir sy makker sou hy altyd kappie bly. Uiteindelik op 6 Augustus 1900 trek de Wet by Schoemansdrift deur die Vaalrivier. Die TVK vergesel hom nog tot op Ventersdorp. En op Sondag 12 Augustus skei de Wet en Tron se paaie op 'n ongelukkige noot. De Wet het Tron daarvan beskuldig dat hy hom nie betyds gewaarsku het teen 'n verrassingsaanval deur Methuen die vorige week nie. President Steyn probeer die vrede bewaar, maar de Wet trek verder met generaal Liebenberg van Transvaal en die TVK kies hulle eie koers om 'n paar welverdiende dae van rus te geniet by Mooiriviersoog. Heb je gesê waar naartoe gaan? Nee, maar ek dink hy's na Anetjie se graf toe. Die Neerling se plaas is net die ander kant. Ja. Ons baie van ons wat niemand weet om na terug te keer na die oorlog. Ons sal maar allemaal van vooraf moet gaan. Weet nie van Kappie nie. Hy's anders. Vir hom was daar nog altyd net een meisie gewees. Ek kry soms die gevoel dat die oorlog vir hom 'n uitkoms is. Annie Neethling, benevens sy land, die enigste liefde in Danitron se lewe. In Augustus 1898 speel sy eenmiddag tennis. Die aand laat sy dat sy sleg voel. Ook haar suster Etta begin nieserig voel. Dani sou die naweek kom kuier het, maar weens die meisie se ongesteldheid word dit afgestel. Almal dink dit sommer net verkoue, maar die meisies word sieker. Doktershulp word uit Johannesburg ontbied. Alles te vergeefs. Op 29 Augustus sterf Hannie en dieselfde middag ook haar suster. Albei slagoffers van longontsteking. Dit was 'n slag wat Dani nooit kon vergeet nie. Nog koffie, Dani? Nee, dankie. Dani, dit was die Here se wil.
alles verleer vergeet. Ek het vir jou 'n bietjie beskuit ingepak. Excellent. Barney. Barney. Wil jy julle met my op Eikenhof by Annetjie begrawe as ek iets sou oorkom? Wat praat jy nou? Ek sê as ek iets sou oorkom, moet julle my by Annetjie by Eikenhof begrawe. Ons sal jou een van die dae begrawe as jy so aangaan. Die voeder ons altyd in die gevaar. Mense het net een kans met die dood. Jy moet daaraan begin dink. Maar dit maar net 2 liefdes, Barney. En dan is al wat ek nog oor het. Dan het dit ook verloor. Die DVK raak baie bedrywig aan die Witwatersrand. Daar's talle sabotasies. Rodepoortstasie word onder meer opgeblaas. Geen kakie-patrollie word met rus gelaat nie. Gevangenes is geneem en boeregevangenes word uit tronke bevry. Guerrilla-oorlogvoering begin sterk vorm aanneem. Daar komt 3 van hulle. Nice, Todd. Word verwoes en treine opgeblaas. Die DVK se hoofdoel is om verbindingsroetes en kommunikasie te ontwrig. Tron raak so vlieg in die sal vir die Engelse dat 'n prys van £1000 op sy kop geplaas word. Raise your hands, gentlemen. Drop your rifles. Bring it off. Up with your hands, gentlemen. Jan, die hele graaf, vinnig. En kyk vir die ammunisiekastok. Alles wat ons kan gebruik. Hey, jou kokkie. Ek sien jy jou eerste kakie. Kom hier. Kyk wat kry hierdie agter die bosse weggekry. What are you going to do to me? Soep van jou koken en jou opvreten. That is fine. Oh, that's fine. Quick. Go.
laat hom nie steur deur 'n prys op sy kop nie. Soms stap hy amper letterlik die leeukuil binne. Excuse me, sir. All right, Harris, off you go. Tell me, what did you really think of Hamilton, sir? Hello, young fellow. Haven't seen you around here before. Come and have a drink. Captain James, sir. Sit down, James. You're not one of Hamilton's crowd, are you? Yes, sir. Why are you about, George? Funny, we were just discussing the general and so we were. Newton, Tucker's 7th Division. Let me see if we get James a drink, will you? Oh, surely, surely. Thank you, sir. Nice to have you here, James. Simpson! Ander lede van die korps beweeg ook onder die kakies, nie altyd so onopsigtelik nie. They promised us we'd be back home in 6 months. I hear the Highland Regiment is going to sweep up after Hamilton. And within a few days, they will chase up and deal with De Wet. Thereafter, the British flag will be run up. Where? All over the ruddy place. Well, as far as I'm concerned, the sooner the better and we can go home. Well, according to Mackenzie, old Kruger will retreat north as far as Leidenburg and then leave Pretoria lightly defended. War will go on, of course, but the important thing is that Roberts must crush De Wet before marching out of the Free State. Disarm the Boer population. It's the only way to ensure that he gets no further support. I agree, sir. It does seem as if Lord Roberts is incapable of ever catching up with the vet, the way things are now. I say, you haven't uttered a word all night, Squire. You must be a ruddy spy or something for those fancies back there. Or what? Gosh, whiskey. That's good medicine for a sore throat. Well, James, nice to see you. We had a useful chat. Thank you, sir. Oh, by the way, be careful if I were you. That bastard Tyrone and his scouts are prowling about. I'll be on my guard, sir. Yes, I should. Good night. Cheerio. Oh, Billy, nice young fellow, wasn't he? Very much so. Evening, soldier. Will you please see that Colonel Bradesbury gets this? Yes, sir. Ons goed afgeloop. Piekfyn, en jy? Ja. Mooi pere, kappie. Ja, dis 'n persent van Colonel Bradesbury. Kos die pad. Oh, thank you. Thanks for your hospitality and a nice dinner. You may be surprised to know that tonight you've been entertaining Darnie Tron. What? Well, I'm damned. Teen laatwinter daardie jaar raak sake 'n bietjie stil vir die TVK. Na 'n paar mislukte sabotasiepogings is almal maar effens bek af. En verwelkom 'n oproep van generaal Liebenberg om 'n groot kolonne Britte by Gatsrand op die plaas Elandsfontein te gaan voorlê.
Op die plaas het die boerenooientjies die legendarische verkenner en sy manne verwelkom met lintjies en kokardietjies in die vierkleur. Die volgende oggend word stelling ingeneem en daar word gewag op generaal Liebenberg. Bijna 8 uur, nog geen teken van Liebenberg. Hoe goed ken hy die wêreld hier rond? Ik weet niet, maar die afspraak was dat ons hier moest graven. Hij zou aan die oorkantstrand geweest zijn. En die Engels is al hier. Zou ze aan iemand sturen om te zien waar bly? Ze liever ze zelf gaan. Dan weet ik het wordt goed gedaan. Nou. Kappie, geef ons die paarden aan. Rijd dat in die kopje uit. Graag, Kappie. Niet schieten jullie de Engelse gewaar niet. Ze zijn net ons posities verraden. Kappie, en wat van jou koos? Ek hoop nie hy gaan staan en maak moeilikheid nie. Die Engelse kolonne is groot. Maak hom lief, moeilikheid. Nee. Mag ik kijken of ik iets al van boven kan zien. Hé, Kappie. Gun number 1, prepare to fire! Ready! Fire!
Die kakies het Tron daar aangetref en saam met hulle eie dooie verkenners in vlakgraf te begrawe, sonder om bewus te wees dat dit die baasverkenner Dani Tron is. Sy manne het hom later ontdek en 'n behoorlike begrafnis is in die familiekerkhof van die Pienaars op Elandsfontein gehou. Eers na die oorlog in 1903 is daar aan Tron se wens voldoen. 'n derde keer is hy begrawe. 'n laaste rusplek, langs sy geliefde Hannie Neetling. Op die ouderdom van 28 jaar het Dani Tron die hoogste prys betaal. Vir sy geloof in vryheid, vir sy geloof in sy land en volk.